Die werk van verlossing wat God besig is om uit te voer, is werklik verstommend. As ons die boodskap gereeld verkondig, sal die woord in die luisteraar se harte leef en groei. En hulle sal kom om te sê, toe ek die Bybelverse ondersoek wat met my gedeel is, het ek besef dat moeder waarlik bestaan. Hoekom het ek dit in my Bybel gemis? Dit is duidelik in my Bybel geskryf dat Jesus werklik wou en gretig begeer het om die Pasga te hou. Hoekom het ek al die tyd kerk toe gegaan sonder om dit te besef? Met sulke gedagtes wou hulle meer oor die waarheid hoor. Ek was nogal verbaas om te sien hoe diegene wat reeds die boodskap in die verlede gehoor het, gelei is om terug te keer na God se omhelsing. Aanvanklik was die begin van Sion nederig en klein en baie lede van Sion was diep nuuskierig oor hoe die werk van die hemelse Vader en Moeder sou ontvou. Ons kan egter sien dat God die genade van die Heilige Gees aan almal skenk, van jong kinders en laerskoolleerlinge tot middelskoolleerlinge en werkende volwassenes. Ook in Suid-Korea is saad in verskeie stede gesaai, en daar word gesê dat 'n aansienlike aantal mense na die waarheid teruggekeer het nadat hulle die boodskap gehoor het. Hemelse Vader en Moeder het gesê, die evangelie word volbring solank ons dit doen. Nadat hulle die definisie van die evangelie wat deur God voorsien is, in hulle harte ingeets was hulle so verstom dat hulle gewonder het. Is dit nie 'n wonderwerk nie? En al hierdie dinge, hoe is die begin altyd? Dit is nederig. Kom ons ondersoek 'n vers saam in Job hoofstuk 8. Kom ons kyk na die vers in Job hoofstuk 8 vers 7. En al was jou verlede gering. Soos ons altyd sien, het ons evangelie in 'n nederige toestand begin. Aangesien die evangelie van die vroeë kerk in Markus se bovertrek begin het dit ook in 'n nederige toestand begin. En al was jou verlede gering, wat sal in die toekoms gebeur? Sal jou toekoms baie voorspoedig wees? Deur die Bybel sê God vir ons dat hy nie net 'n bietjie sal bereik nie, maar die werk van verlossing en genade sal uitvoer op maniere wat ons verbeelding oortref. Almal glo in al die profesieë van die Bybel, die woorde van Jesaja hoofstuk 46 en hoofstuk 14. God het gesê, ja, ek het dit aangekondig, ek sal dit beslis laat gebeur. Ek het dit gereed gemaak, ek sal dit beslis uitvoer. Jesus het dit ook vir Petrus gesê in Matteus hoofstuk 26. As ek al hierdie manne sou wegjaag, hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur? Daarom het hy in Matteus 26 genoem dat hy gebring is as 'n offer vir sonde volgens die profesieë van die skrifte en die profete. As u al hierdie woorde bymekaar sit, wat sal volgens die profesieë gebeur? Dit maak ons wakker vir die feit dat hulle sekerlik vervul sal word. Ons kan tog nie appelvrugte verwag sonder om dit te plant nie. Ons doen die werk van plant en nat maak, maar dit is God wat alles laat groei. Daarom moet ons die uitkoms aan God oorlaat.